Welkom mede 40 dae reisiger. Ek weet partykeer nie of my verbeelding met my wegloop nie, maar hierdie derde kwartaal is altyd vir my 'n baie besonderse tyd en in my binneste beleef ek regtig die mooi en die potensiaal en leef ek met die verwagting oor wat gebeur wanneer gelowiges van verskillende gemeentes sê, maar kom ons praat saam, kom ons wees saam oop en ontvanklik vir wat die Here vir ons wil leer, sodat ons karakter en ons lewe en die manier waarop ons opdaag in die wêreld saam ook 'n getuienis kan wees. Ek hoop jy het jou groepie mense gevind, saam met wie jy die tekste kan lees, indien jou lewe nie op die oomblik dit toelaat nie, wil ons jou bly aanmoedig om dit ook op jou eie te doen. Dit is hoekom ons die boekie uitdeel. Jy kan ook dit as 'n alleen reis aanpak, maar ons hart en ons begeerte is eintlik dat mense dit om 'n tafel met mekaar bespreek. Dit is ook 'n baie lekker tyd vir ons, want ons het baie werk ingesit om die produk hier te kry, maar nou handig ons dit eintlik oor in die hande van ons gemeentelede en vertrou die Here vir die diepte en die mooi en die woorde wat gespreek gaan word om tafels en mense se harte wat gaan groei en wat groter gaan word oor wat God ons leer en wat ons by mekaar leer. Ons is hierdie week by week 2 waar ons oor die waarde van getuig praat. Nou, net soos Johannes verlede week gesê het, toe hy oor geloof gepraat het, dat Adam 'n geloofsvoorbeeld is, dink ek, is Paulus ook net vir ons 'n voorbeeld van iemand met 'n baie kragtige getuienis, maar ek besef ook dit kan mense gespanne maak, want almal van ons getuienis lyk nie altyd so grandioos en groot nie, maar dis nie eintlik die punt van die gesprek nie. Ek dink ek wil daarom begin deur te sê, ongeag jou storie, ons almal se lewe dra 'n getuienis. En dit moet ons hoor. Ons dink daaroor of ons dink nie daaroor nie, maar hierdie gesprek wil ons help om vir 'n oomblik te stop en na te dink oor die feit dat my lewe dra 'n getuienis oral waar ek opdaag en miskien moet ons gaan dink oor wat is daardie getuienis. Daarom het ons 'n paar tekste gekies wat vir ons wil help om oor dit te dink, en die stap 1 altyd in ons gesprek is dat jy, verkieslik selfs voordat die klein groep bymekaar kom, die tekste rustig en stadig deurlees. Ons lees uit Romeine, ons lees Handelinge, nie die gebeurtenis van Paulus nie, maar hoe Paulus self getuig oor wat met hom gebeur het. En dan lees ons een teks uit Korintiërs uit wat ons net herinner aan medewerkers en die feit dat ons saam met God nou getuig. Lees dit deur, merk wat vir jou uitstaan, luister met jou binne ore oor wat die woorde is wat na jou toe kom. En soos wat Johannes verlede week gedoen het, het ek nou die oefening ook gaan doen en vir myself 'n paar woorde gekies wat vir my uitstaan terwyl ek dit gelees het en terwyl ek oor die woord getuig gedink het. En ek nooi jou om dalk ook net hierdie woorde neer te skryf en daaroor te dink. Die woorde is evangelie, goeie nuus, krag van God, vryspraak, gesien en gehoor, getuie, gesante, vrymoedigheid, nie skaam nie, koninkryk van God. Ek dink die rede dat ek hierdie spesifieke tekste gekies het was omdat ek ook wanneer ons oor ons getuienis dink, dit my hart was dat ons onsself moet bevry van spanning daaroor. Ons moet ons bevry van die feit dat getuienis vir die bedoel is wat goed is met woorde en in wie se lewe groot goed gebeur het, terwyl vir al die Romeine teks en vir al dit wat Paulus vertel, 100% net die klem wegskuif eintlik van my en wat met my gebeur en hoe ek gekry het wat ek wil hê, na die goeie nuus van wie Jesus is en wat hy reeds gedoen het en ek wat bloot die ontvanger is van die voorreg om deel van God se storie te word. So daarom 40 dae meedoeners, het ek agtergekom dat wanneer mens met mense praat oor getuig, dan hulle baie dikwels onmiddellik begin stories vertel oor goed waarvoor hulle vir God gebid het, groot goed wat hulle gehoop het gebeur, en dan het dit gebeur, en dan raak dit eintlik 'n good feel getuienis van hoe God hulle gered het uit 'n moeilike situasie. Wat natuurlik gebeur, en daar's baie getuienisse daarvan, ek sê nie dit gebeur nie. Maar my vraag in my binneboek is altyd, wat getuig jy oor God as dit nie met jou goed gaan nie?
wat getuig ons oor God wanneer jy nie kry waarvoor jy gebid het nie? Want die hart van ons getuienis, en dit sê Paulus nou oor en oor, lê in wie Jesus is, wat hy reeds afgehandel gedoen het aan die kruis, en wat dit nou aan my kom doen het, en hoe dit my nou in staat stel, om met 'n getuienis te leef, al is my lewe nie voorspoedig nie. En al kry ek nie noodwendig altyd alles waarvoor ek bid nie. En dit is wat ek hoop op 'n manier die gesprek ook in die huise kan wees in hierdie week, is dat ons mekaar help met woorde en met maniere praat oor God, nie oor net wat hy vir ons gedoen het nie, maar wie hy ten diepste vir ons is, en hoe sy afgehandelde goeie nuus van die evangelie, nie goeie advies nie, nie goeie raad nie, maar die goeie nuus van Jesus ons lewe begin affekteer, en affekteer hoe ons opdaag in die wêreld. Nou, ek wil dan ook net sê, en ek dink julle weet dit, dat wanneer ons oor getuig praat, dit nie net altyd met woorde is nie, mense getuig ook met hulle lewens, die mense getuig ook met hulle goedheid, mense getuig ook deur hoe hulle opdaag, maar ons kan dit ook nie as 'n verskoning gebruik nie. Ek dink ook, ons almal moet, en dit is eintlik my huiswerk vir julle, gaan sit en vir jouself in 'n paragraaf neerskryf, dat as iemand jou nou vra, om vir hulle te vertel, wat beteken die goeie nuus vir my, dan moet jy dit kan neerskryf. Jy moet dit kan sê, jy moet kan getuig en vertel, wat jou storie is, van hoe God jou gevat het van slaaf na vry, van iemand wat hard moes werk, om te dink jy's goed genoeg, tot iemand wat weet, jy's geliefd en genoeg in God se oë. En dit is waarna toe hierdie tekste ons uitnooi. Die tweede vraag in die boekie gaan dan juist daaroor dat ons mekaar moet sê wat 'n vrees ons oor getuig het. Miskien het jy ook al ergens in jou lewe blootgestel in 'n formule wat jy moet volg wanneer jy moet getuig. En dan wil dit ons eintlik net help om te sê, dis nie 'n las nie. Dis nie 'n verpligting nie. Die teks sê dis iets wat met vrymoedigheid uit jou gebeur omdat Jesus Christus met jou gebeur het. En dit wil ons 'n gesprek oor hê. En dan in vraag 3 sien ons hoe Ananias vir Paulus sê, Paulus, al wat getuig eintlik is dat jy gaan vertel wat jy gehoor en gesien het. Dit is ten diepste wat die egte getuienis is wat ek kan bring. Ek kan nie die getuienis bring van wat met iemand anders te gebeur het nie. Ek kan nie 'n getuienis vertel van 'n storie wat ek op die nuus gelees het nie. Jou getuienis is dit wat jy gehoor en gesien en beleef het aan jou eie lyf oor God. Daarmee saam wil ek net verduidelik oor hoe John Mark Comer praat verskriklik goed in sy witness practice, wat 'n hele 4 sessies wat hy oor getuienis uitgesit het, wat oor en oor die moeite werd is om te kyk, lê hy ook baie klem daaroor, dat ons moet ook onthou dat om 'n getuie te wees, beteken nie jy's 'n verkoopspersoon nie. Jy's nie die regter nie, jy's nie die een wat moet verdedig nie, jy's nie die een wat 'n hofsaak moet bestuur nie. 'n Getuie is net 'n getuie. Wanneer jy ingeroep as 'n getuie word in 'n hofsaak, dan vertel jy net wat jy gesien en gehoor het. Jy maak nie stories op nie, jy vertel nie iets waarvan jy niks weet nie, jy vertel net wat jy gehoor en gesien het. Broers en susters, my gebed is dat wanneer ons in hierdie week om tafel sit, jy in die eerste plek sal gaan dink oor jou eie lewe. Miskien kan jy gaan dink van wanneer af jy onthou, oor wat sal jou getuie wees wat jy gehoor en gesien het van God in jou lewe. En deel dit met mekaar. Ek wil jou regtig uitnooi om oor die goeie nuus te gaan dink. Ek het met 'n baie spesifieke rede Romeine 1 in die teks ingesit, omdat al wat Paulus laterand in sy lewe eintlik maar gedoen het, is hy het weer begin vertel oor die vryheid wat Jesus vir hom gebring het, en dit is die krag van ons getuienis. Die getuienis is nie ons nie, die getuienis is Jesus, wat deur ons maar net vertel wat hy in ons lewe kom doen het. En dan wil ek maar net sê dat getuig is nie 'n gawe wat sommige gekry het nie. Om oor jouself as 'n gelowige te dink, beteken outomaties dat jy 'n getuienis dra. En my gebed is dat ons in Wellington getroue en goeie weergawe sal wees wat God se storie vertel oor hoe ons opdaag oral waar ons leef en beweeg. Ek het ook 'n voorstel vir 'n gesin, miskien as julle hierdie 40 dae saam doen en julle wil 'n aktiwiteit doen om hierdie getuienisaksie ook te sien. Dit is baie eenvoudig. Ek wil jou uitnooi
om 'n bak water te neem en vir elke persoon in die gesin 'n klippie te gee. En al wat julle gaan doen, is om daai klippie in die water te gooi en een ding te sê, te getuig oor wie God vir jou is. En dan die ripple effek te sien wat daai klippie van self maak. Ek dink wanneer ons oor getuienis dink, moet ons ook weet, ons kan net sê wat God vir ons gedoen en beteken het, wat ons gesien en gehoor het. Maar die effek daarvan hoef ons nie beheer oor te neem nie. Ons kan nie die klippie los, die effek gebeur van self. Dink 'n groot krisis met getuienis dikwels is dat ons wil ook bestuur wat ander mense daarmee moet maak wanneer ons dit vir hulle gee. Maar hierdie 'n bak met die klippie wat ons ingooi is 'n eenvoudige manier om te sien, ek los net my getuienis, wat daarvan word, die ripple effek wat daarmee gebeur van self, ek hoef dit nie te beheer nie, ek hoef nie die rippels te maak nie, ek hoef dit nie te probeer stop nie, dit gebeur net. So neem vir jou 'n bak water, gooi jou klippie daarin en sien die natuurlike reaksie wat daaruit volg. Ek wil jou uitnooi om saam met my vir 'n oomblik net te bid. Ek het dit regtig op my hart om te bid dat die Gees in hierdie 40 dae periode in ons dorp sal kom doen wat net hy kan doen. Ons neem deel, ons gee materiaal, maar God verander en God gee vir ons getuienisse. So kom ons bid net ook vir elkeen wat deelneem aan hierdie 40 dae. Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, wil eintlik net vir 'n oomblik asemhaal en sê dat ons verwagting is van U. Ons kan maar oor hierdie woorde van geloof en getuig en gestuurdheid en gasvryheid kan ons maar net praat, maar ons weet dat dit 'n waarde is wat U vanuit U binneste geleef het ook terwyl U rondom mense beweeg het in hierdie aarde. En my gebed is regtig dat U in ons binneste 'n nuwe passie sal kom skep om ook te leef in die waardes wat U vir ons so goed gemodelleer het. Daag op aan tafels, Here, in huise, in binnekamers en gee vir ons mooi stories, getuienisse oor wat ons gesien en gehoor het van U. Amen.